Goed, ons begin vandag met 'n nuwe fokus en 'n nuwe reeks wat ons noem His Glory, Our Story. En hierdie reeks waarop ons gaan fokus is die woord wat die Here gee vir die hele Doxadeo. So dis waar die leierskap van Doxadeo saamkom, gebid het oor, Here, wat is die woord vir 2025? En dit is die woord wat die Here gegee het. Hierdie woord kry unieke uitdrukking by elke plek. Soos wat die Here dit vir Langeberg kampus kom openbaar, is daar spesifieke goed wat ons weet in die groter prentjie en in die groter woord wat die Here mee besig is. Dis hoe dit lyk vir Langeberg. En vir die volgende paar weke gaan ons fokus op die groter woord se uitdrukking vir Langeberg kampus in terme van His Glory, Our Story. En in hierdie volgende 4 weke gaan ons gesels eintlik net uit die boek Hebreërs uit. Daar gaan ander skrifte ook wees, maar ek wil jou challenge dalk, as jy dit in jou hart vind, ons as 'n span doen dit ook elke week, doen ons Bybelstudie uit die boek Hebreërs uit. En daar's 'n leesplan ook uit YouVersion, wat jy kan gaan soek op YouVersion leesplanne, wat sê His Glory, My Story, en dit is 'n 8 dae leesplan wat jy ons mee kan join ook. So ek wil jou uitnooi om betrokke te raak. Doen jou eie Bybelstudie, gebruik die leesplan wat beskikbaar is, maar dit gaan vir ons 'n lekker tyd wees om bietjie in te duik in die boek Hebreërs in. So ons begin die fokus vandag uit Hebreërs 1 uit. En die tema vir vanoggend is die uitnemende grootheid van Jesus. Die uitnemende grootheid van Jesus. Ek love die woorde, uitnemende grootheid, want dit sê eintlik klaar alles wat dit moet sê. Dit sê dat daar is niks groter as as jy dink aan wat groot is, hierdie is uitnemender wat jy ooit kan dink. Hierdie is groter as wat jy ooit kan dink. As jy aan enige gesag dink, as jy aan enige proses dink, hier is die uitnemende grootheid van Jesus. Die Engels sou gepraat het van supremacy of Christ. Nee, ek love eintlik die woord supremacy, want ons het nou nie 'n supermissie vir Afrikaans nie. So dit is die groot uitnemendheid, of die groter uitnemendheid van die Here, oppergesag van Jesus, die almagtigheid van wie hy is. En wanneer ons praat oor die almag van Jesus Christus, is dit een van die dinge waar binne ek en jy dit nooit net ligtelik kan opvat nie. Ons kan nie net hierdie gesprek voer en sê ons praat oor die uitnemende grootheid van Jesus Christus, en dit is net vir jou 'n konsep nie, of dis net vir jou 'n gedagte nie, of dis net iets wat jy so al voel, ja, die Here is groot, maar ander dinge is ook in lyn met dit. Hierdie is die uitnemende grootheid, almagtige Jesus Christus. So, as jy jou Bybel het, Hebreërs 1, gaan ons by induik, vers 1. Ons gaan by die eerste 3 verse stil staan van Hebreërs 1 vanoggend. As jy ook op YouVersion is, kan jy na meer toe gaan, en dan na gebeurtenisse, en dan gaan jy Doxadeo Langeberg daar kry wat ook sê, of as jy nou jou toep nou Engels is, dan moet jy na More Events, en jy gaan Doxadeo Langeberg daar kry. Hebreërs 1 vers 1, ek lees vir jou uit die Afrikaanse ou vertaling uit. Hy sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders, deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Dis vir my so 'n belangrike konsep om te verstaan, waar binne die prentjie wat ek en jy moet kry uit hierdie vers uit is, 1, die Here praat. Ek en jy kan nooit op die plek wees waar ons sê die Here praat nie. Die Here praat. In die verlede en in die begin was dit deur die profete en op baie maniere gewees, maar nou praat hy deur die Seun. Met ander woorde, jy kan nooit ooit op die plek wees as 'n gelowige waar jy sê, Jesus het nog nooit met my gepraat nie, want alles wat hy gedoen het, en elke ding wat hy bewerkstellig het terwyl hy op aarde was, elke skrif in die Bybel, sy sterfte vir ons en sy opstanding sê klaar alles wat gesê moet word. Daar's klaar 'n gesprek wat Jesus met jou en my voer. Jy kan nie op die plek wees waar jy sê, Jesus praat nie met my nie, want hy praat deur die Seun, die optrede, die gebeurtenisse, die opofferings, die opstanding, elke gedeelte praat van iets van wat die Here met jou en my mee besig is. En nou sê hy, hier's die verstaan van die kommunikasie van dit wat die Here mee besig is. Hy sê, in die laaste dae. En die oomblik wanneer hy sê die laaste dae, dan beteken dit, daar volg nie nou 'n ander variasie op die manier hoe God met ons gaan kommunikeer nie. Daar's nie nou 'n volgende deel waarvoor ons moet wag nie. Hy sê in die laaste dae, met ander woorde, daar volg nie nou iets na hierdie ding nie. Dis die primêre kommunikasie van God, Jesus Christus.
En dit raak 'n ontdekking eintlik om te maak, ek hoef nie te wonder, wil Jesus met my praat nie, ek hoef nie te onseker te wees nie, hy praat. En ek love dit dat Hebreërs 1 begin en hy sê, in die verlede het hy op baie maniere gepraat. En daai woord baie is eintlik vir my krities. Want wanneer hy nou kom en hy sê, in die laaste dae praat hy deur die Seun, glo ek met my hele hart, hy het nog steeds baie om te sê. Inteendeel, hy het meer om te sê. Want alles word vasgevang in hierdie waarheid. Alles word ontdek uit die verstaan van Jesus Christus. Alles word uit hierdie uitdrukking vir jou en my 'n realiteit. Hy is die woord. En hy is die waarheid. En geen ander woord kan teen hom staan nie. Niks anders, geen ander definisie, geen ander gesprek wat gevoer word nie. Hy is die primêre kommunikasie waaruit alles anders vloei en geen ander woord kan teen hom staan nie. Ek love dit waar Jesus, terwyl hy op aarde was, te doen gehad het met die fariseërs en dan met sy disippels. En dan die manier hoe hy met hulle praat is my so incredible. Wanneer hy met die fariseërs te doen het, dan sort hy hulle uit. En hy sê, julle is witgepleisterde grafte partykeer. Ek wag nog vir die geleentheid waar ek dit vir iemand kan sê. Jou witgepleisterde graf, word net wakker, kom net by. Nee, hier's nuwe openbaar. Ek wag nog vir ek het nog nie die regte geleentheid gehad om dit te sê nie, maar ek bære hom vir 'n spesiale geleentheid. En wanneer hy met die disippels te doen het, dan praat hy op 'n manier waar hy openbarings bring. En daar's 5 kere in Matteus, wanneer hy eintlik te doen het met die bergrede, dan sê hy vir hulle, Matteus 5, hy sê, julle het gehoor dat dit gesê is, maar nou sê ek vir julle. Dis incredible statements. Julle het gehoor en volgens die beginsels gelewe van hierdie en daai en die volgende, maar nou sê ek vir julle. Hy sê byvoorbeeld, julle het gehoor dat jy mag nie doodslaan nie. Ek sê vir jou, jy mag nie eers jou broer haat nie. Moenie eers sonder rede vir jou broer kwaad word nie. Julle het gehoor, jy mag nie doodslaan nie, en dit was julle beginsel waar volgens julle geleef het. Ek bring vir julle 'n nuwe definisie. Ek spreek 'n nuwe woord. Dit wat julle gehoor het, word nou aangepas. Hier is die waarheid. Dis nie meer die verwysing van die ou manier nie. Hier is die nuwe realiteit. Hier's die woord deur die Seun. Jy het gehoor, moenie doodslaan nie. Ek sê vir jou, jy moenie eers sonder rede vir jou broer kwaad wees nie. Hy gaan aan, hy sê, jy mag hom nie eers rakka noem nie. Rakka beteken letterlik, hier's nou kinders in die vertrek, maar stupid. Jy mag hom nie stupid noem nie. Jy mag hom nie onnosel noem nie. Hoeveel keer doen ons nie dit nie? Jou onnosele, gaan eerder na witgepleisterde graf toe, dis blykbaar meer aanvaarbaar. Julle het gehoor, jy mag nie egbreek nie. Ek sê vir jou, Jesus sê, julle het gehoor, hierdie is die beginsel, dit is wat reg is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Ek sê vir jou, jy kan nie eers na 'n vrou kyk en haar begeer nie. Dan het jy dit reeds gedoen. So as jou oog jou pla, haal hom uit. As jou hand jou pla en hy sondig, kap hom af. Dis so intens, Jesus praat oor hierdie ding, julle het gehoor, maar ek sê nou vir julle. Julle het gehoor dat jy mag nie vals sweer nie, maar ek sê vir julle, jou ja moet jou ja wees en jou nee met jou nee. Enige iets meer as dit is uit die bose. Jesus kom en hy's redelik ernstig oor die manier hoe hy interaksie het met die gesprekke wat hy voer wanneer hy sê, hierdie praat ek nou, hierdie ander was gegee as wette, hierdie ander was gegee as 'n Ou Testament, hierdie ander was gegee as die beginsels waar volgens julle morele kompas aangepas het, maar nou gee ek vir julle 'n nuwe definisie. Julle het gehoor, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande haat, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê en seën die wat julle vervloek. Jy sien, Hebreërs is geskryf vir Joodse Christene. Die hele boek Hebreërs se audience was Joodse Christene. En nou kom jy agter in die spanning van hierdie boek, wanneer jy deur hom werk, dan sien jy, hierdie ouens begin terugval na ou manier van dinge doen. Hulle verlang terug na Judaïsme, want hulle raak onseker oor waar alles inpas vir hulle. En nou het hulle 'n spanning in hierdie wêreld wat hulle beleef, en nou kom die skrywer van Hebreërs, ons weet nie noodwendig wie hom geskryf het nie, daar's baie opinies daar buite, maar bottom line is, ons weet nie eintlik nie. Maar nou kom die skrywer van Hebreërs, en al wat hy probeer doen, is hy trek hulle na die grootheid van Jesus Christus, en hy sê, hier's wat jy moet verstaan, daar was al baie goed gesê voorheen. Daar's goed wat in die skrifte staan, want al hierdie goed wat Jesus aanhaal,
Dis goed wat geskryf gestaan het in die woord. Jy het al baie goed gehoor en daar was al baie profeseë gewees, maar hierdie is jou realiteit. Jesus het die finale uitspraak kom gee oor alles en hy is die definisie. En al die skrifte wys na hom toe. Al die skrifte is besig om oor hom te gesels. Jesus self sê, sê vir die fariseërs, julle ondersoek die skrifte, maar dis juist dit wat van my getuig. Jy kan nie nou meer verder te doen hê met die Ou Testament en nie my vind nie. As jy dit doen, gaan dit jou net confuse. Jy kan nie nou net doen met ou profeseë en dink dit is wat jou lewe nog 'n rigting gee nie. As dit nie is wat Jesus nou praat nie, dan is daar nie 'n definisie waar volgens jy nou kan leef nie. In die laaste dae praat hy net deur die Seun. En dan kom bevestig hy hierdie grootheid van die Here verder in die volgende skrifte en ons gaan by dit induik. Die eerste ding wat hy vir ons wys, is hy is die erfgenaam en die skepper van alles. Hoor wat sê vers 2, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Nou dis belangrik om te verstaan dat hy hierso sê aangestel. Hy is aangestel as erfgenaam van alles. Hoekom is dit nodig dat hy aangestel word? Want daar is nie nou verder 'n sterfte wat moet gebeur nie. Dis nie asof Jesus nou wag vir die Vader om nou te sterf en nou kry hy die erfporsie nie. Hy is die autoriteit van hierdie erfporsie. Hy word aangestel oor dit, wat beteken alles keer terug na hom toe. Hy is die eienaar van hierdie erfporsie. En of jy dink jy het iets wat joune is, sê hierdie skrif vir jou en my, alles keer terug na hom toe. Of jy dink jy kan vashou aan die lewe, en jy dink jy kan vashou aan dinge wat jy wil bewerkstellig, alles keer terug na hom toe. Of jy dit wil glo of nie, of jy dit wil verstaan of nie, alles keer terug na hom toe. Hy is die erfgenaam van alles en hy is aangestel sodat elke belofte wat hy spreek klaar vas is in die testament. Dis 'n goeie tyd om amen te sê. Hy is aangestel sodat alles wat hy spreek onmiddellik vas is in die testament. Dis nie soos die profete wat nog gepraat het en dinge moes waar word nie. Hulle praat oor dinge wat nog moet kom nie. Hy sê, hier's die ontdekking, in hierdie laaste dae het God gespreek deur die Seun, en alles wat hy gespreek het die vaste waarheid geword vir elke definisie waar volgens ek en jy leef. So as hy sê, byvoorbeeld, in Matteus 5 vers 5, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe, dan kan jy dit met jou hele hart glo, hy kan die aarde gee as 'n erfporsie, want hy is die eienaar. Hy is aangestel as die erfporsie, die erfgenaam van alles. As hy sê, hy gee die aarde as 'n erfenis, dan kan ek en jy staan op daai woord. Here, dankie dat hierdie my erfenis nou is. Dankie dat ek die verantwoordelikheid, u het my gemaak aan die begin en gesê, heers op die aarde. Dis die opdrag wat u gegee het vir die mens. Ons het daai heerskappy verloor toe ons dit oorgegee het aan die vyand en aan die Satan. Maar dankie Here dat u die erfgenaam is van alles en uit u kan ek weer staan op hierdie belofte. U gee vir my die wêreld as 'n erfporsie nou. Want u het klaar gesterf. En die testament kom bevestig. Hy's klaar geaktiveer in my. Dis nie iets waarvoor ek wag nie. Dis nie iets wat nog moet gebeur. Niemand hoef verder te sterf vir hierdie erfenis om 'n waarheid te word nie. Dis klaar vas in Jesus. Dis ook wel vir my interessant eintlik dat hy in hierdie sinnetjie, die samestelling van hierdie sinnetjie, dan sê hy's die erfgenaam van alles en deur wie die wêreld geskep is. Dis amper vir my agterste voorom. Kan jy agterkom? Want die sinnetjie in my logika moes eintlik gelees het, Jesus deur wie die wêreld geskep is en hy die erfgenaam van alles is. Nee, dit logies maak dit vir my meer sin. So hoekom sal hy begin met, hy's die erfgenaam van alles deur wie die wêreld geskep is? Want hy wys vir jou en my, die eindpunt is belangriker as die begin. Die einde is veel belangriker as die begin. Hy is die erfgenaam van alles. Dis wat ek en jy moet verstaan. Tweedens moet ons verstaan wat die begrip van die skepping en alles daarmee saamgaan, maar dis nie meer ons primêre vertrekpunt nie. Ons primêre vertrekpunt is die ontdekking, dit wat hy klaar afgehandel het. Hy het klaar gesterf en opgestaan en die erfenis is klaar geaktiveer. Dis my vertrekpunt. Dis die uitnemende grootheid van Jesus Christus. He starts at finish. Hy begin by die einde.
Tweede ding wat ons leer van die uitnemende grootheid van die Here is, hy straal God se heerlikheid en hy is sy ewebeeld. Hebreërs 1 vers 3 in die algedeelte sê, uit hom straal, ek lees nou uit die nuwe vertaling uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Ek love die prentjie altyd, uit hom straal die heerlikheid van God, uit hom straal dit uit, met ander woorde, dis soos die son wat strale het. Wanneer hy praat oor, hy is die ewebeeld van God, dan praat hy nie, hy is 'n foto-image van dit nie. Dis nie net 'n uitgekerfde beeld nie, hy sê, uit hom is die bron van heerlikheid. Hy is deel van die funksionering van dit. Hy is die strale van hierdie son, en hy bring heerlikheid. Hy is die direkte uitdrukking van die son. Die direkte uitdrukking van God. Die direkte uitdrukking van heerlikheid. En wanneer hy daai woord heerlikheid gebruik, natuurlik in die Nuwe Testament is dit die woord doxa. En doxa beteken in sy definisie, jy gaan nou wonder hoekom sal dit wees, maar in sy definisie doxa is opinie. Met ander woorde, wanneer hy praat in die Nuwe Testament van heerlikheid, dan sê hy, dis God se opinie. En wanneer hy sê God se opinie, dan sê hy eintlik finale opinie. In die Ou Testament, as hy praat oor heerlikheid, dan gebruik hy die Hebreëse woord kabot. En kabot beteken weightiness, gewigtigheid. En ek voel amper jy het al twee definisies nodig langs mekaar. Dis die mees gewigtigste opinie wat jy kan kry. Hoekom gebruik hy opinie wanneer hy praat oor heerlikheid? Hoekom gee hy nie net vir ons, hierso is die finale autoriteit, niks kan nie bygevoeg nie. Hoekom sal hy kom en sê, hier's die almag van God, hier's die uitdrukking van sy heerlikheid, hier's die uitdrukking van sy opinie. Hoekom opinie? Want hy forceer homself nie af op jou en my nie. Dis die finale uitspraak. Niks kan bygevoeg word of weggevat word nie. Niks gaan verander wat die Here sê nie, maar jy kan of deel wees daarvan of nie. Dis sy opinie oor jou lewe. Dis sy opinie oor jou standpunt. Dis sy opinie oor jou waardes en alles, en jy kan kies of jy dit wil deel hê. Wanneer jy dit deel hê, is dit die mees gewigtigste opinie wat daar kan wees. En moenie toelaat dat ander opinies insyfer nie. Moenie toelaat dat die wêreld se opinie of jou opinie oor jouself groter raak as die gewigtigste opinie wat daar is nie. Hy hou alles in stand, sê die volgende deel, met sy woord. Ek love dit. Hy hou alles in stand met sy woord. Hebreërs 1 vers 3 in die B gedeelte. Hy hou alle dinge, en hy gee eintlik 'n belangrike woord, deur sy magswoord in stand. Nie net is hy die skepper van alles nie, hy is die instandhouder van alles. En die rede hoekom dit belangrik is, dat ek en jy moet verstaan, dat hy is die instandhouder, dit gee vir jou en my die definisie, dat hy nie net vir jou en my gesterf het, sodat ons nou maar net gemaklik kan wees nie. Hy kom en hy sê, nie net is hy die een wat alles vir jou en my kom doen het nie, hy is die instandhouder van alles verder. Met ander woorde, hy beskerm die omgewing waarbinne ek beweeg en moet funksioneer. Dit bring 'n stuk ontdekking in jou en my lewe. Nie net het Christus jou vrygespreek en jy figure dit nou uit nie. Hy is die instandhouder van jou wêreld. Hy is die een wat maak dat jy kan funksioneer in hierdie wêreld. Sonder hierdie magswoord vergaan alles. Sonder hierdie magswoord bestaan daar niks nie. Hy bewaar die omgewing waarbinne ek beweeg. En hy is die een wat elke deel in plek gesit het. Deur sy magswoord hou hy alles in stand. Daai woord magswoord is eintlik die woorde rema en dunamis. Met ander woorde, die oomblik wanneer hy sê rema dunamis, dan sê hy, hierso is die persoonlike, definitiewe, spesifieke uitspraak van die almag of van die krag van die Here. Hier's die persoonlike revelation wat jy nodig het. Deur alles wat hy in stand hou, is dit nie net iets wat buite ons gebeur nie, dis die spesifieke, relevante, direkte krag van die Here wat alles in stand hou deur sy woord. Met ander woorde, hy sê vir jou en my, as ons moet kyk na die wêreld, as hy alles in stand hou, hier's die fundamentele waarheid van ons wêreld. Die fundamentele realiteit waarbinne ek en jy beweeg, is nie wat ons net kan sien en voel nie. Dis nie materialistiese dinge nie. Die fundamentele van die wêreld waarbinne ek en jy beweeg is Christus. Hy hou alles in stand met sy magswoord.
Sonder sy woord is daar nie iets nie. Sonder sy woord vergaan alles in 'n oomblik. Sonder sy woord is daar nie 'n rede of 'n doel vir enige iets of enige iemand nie. En as hy spreek, verander alles. En as hy spreek, dan gee hy 'n nuwe definisie vir dinge. Die 4de ding wat ons ontdek is, hy het gaan sit aan die regterhand van die majesteit. Hebreërs 1 vers 3, in die C-gedeelte, sê nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Dit is my so incredible hoe hy hierdie sinnetjie net daar ingooi, nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het. Nou verder in Hebreërs verduidelik hy dit verder. Ek het gewonder, moet ons dalk in daai terme indink, ek voel, dis eintlik nie nodig nie. Maar hy gooi in al die definisies wat hy nou hier vir ons gee. Hy sê, in die laaste dae het hy gespreek met ons, deur die Seun, deur wie hy alles gemaak het. Hy is die erfgenaam van alles. Hy gee vir ons hierdie groot prentjie van wie God is, en waar hy die sondes net kom bewerkstellig het, die reiniging van sondes kom bewerkstellig het hy gaan sit aan die regterhand, en ook hoor die woorde wat hy gebruik, nie van die Vader nie, van die majesteit. En is 'n kragswoord daai. Dis 'n woord van autoriteit. Dis 'n woord wat ek en jy moet ontdek, wanneer hy in Hebreërs vir jou en my die prentjie skets, dan sê hy, die prentjie van Jesus wat gaan sit aan die regterhand van die Vader, is die prentjie van die majesteit, die almag van God. Daar is nie 'n groter definisie as majesteit nie. Dis die skepper, die ontwerper, die uitdrukking van alles. Hy het gaan sit in die finale posisie van rus aan die regterhand van alle gesag. Dis wat hy sê. Nadat hy die reiniging van sondes kom bewerkstellig het. Nadat hy toegelaat het dat ek en jy die vrymoedigheid kan hê om in hierdie majesteit te kan inbeweeg. Want ek is gereinig van sondes. Nou ons het gepraat oor heiligheid laasweek. Jy moet daai prentjie verstaan, want as jy nie daai prentjie van heiligheid verstaan nie, gaan jy nie hierdie vers verstaan nie, maar nou dink jy weer, wel, Jesus het my nou klaar net vrygespreek, ek stap net in, soos wat ek wil. Hy gee vir jou en my die toegang tot majesteit, maar wanneer ons te doen het met hom, gaan ons in heiligheid. En wanneer hy hierdie prentjie gee, gaan sit, dan sê hy, daar's niks om by te voeg by dit nie. Daar's nie 'n werk wat verder gedoen moet word nie. Daar's nie iets wat ek kan bydra tot hierdie proses nie. Jesus het gaan sit en gesê, dit is finaal en afgehandel. Daar's niks verder by hierdie ding nie, en dit beïnvloed my hele storie. Eintlik moet hierdie tema vir jou en my sê, sy heerlikheid onderhou my storie. Nie net sy heerlikheid my storie nie, sy heerlikheid onderhou my storie. Deur sy magswoord gee hy vir my die plek waar binne ek kan funksioneer. Deur sy magswoord hou hy alles in stand. Deur sy magswoord skep hy vir my die uitkomste van dinge wat ek nie eers kan sien of beleef nie. Deur sy magswoord skep hy goed wat ek nog nie eers kan droom oor of kan dink om te vra nie. Deur sy magswoord sit hy alles in plek vir my, sodat ek die ontdekking en die openbaring kan hê van die heerlikheid van die Here in my wêreld nou. En dit bring my na 'n plek waar ek nie net dankbaar is dat hy vir my gesterf het nie, maar dankbaar dat ek kan verstaan, soos wat ek in hierdie dag ingaan, is my dankbaarheid op die vlak van, dankie Here dat U vandag weer 'n magswoord gespreek het vir my wêreld. Hoe incredible is dit nie? Dit verander jou en my gebed, dit moet. Dit gaan nie meer net oor, Here, dankie vir die dag, dankie dat U my gespaar het deur die nag, dankie dat ek hierdie dag kan ingaan nie. Daar's 'n openbaring vir elke dag. Here, wat is die magswoord wat U gespreek het van onderhouding vir hierdie oomblik? I want to know that. Bind my in. Here, leer my, wat is U magswoord wat my onderhou vandag? En as hy sê magswoord, dunamis rema, spesifieke, kragtige uitdrukking. Hy sê letterlik, elke klank wat uit sy mond uitkom, dra krag. Dis wat daai woord sê, magswoord. Dunamis rema. En mag ek en jy die ontdekking hê van daai dringendheid in ons gees. Here, ek wil vandag opstaan en weet, wat is die spesifieke, kragtige uitdrukking van U woord oor my lewe vandag? Wat is die spesifieke uitspraak wat U maak vir hierdie oomblik? Help my, Here, dat ek dit nie mis nie. Moenie gaan net op gister se woord nie.
Moenie net gaan op gister se openbaring nie. Moenie net gaan met 'n tevredenheid van, ek het daarom iewers hierdie week gevoel, die Here gee vir my iets nie. Staan elke dag op met 'n verwagting. Here, wat is u magswoord vir my vandag? En omdat sy storie jou en my, of sy heerlikheid jou en my storie kom onderhou, gee hy vir ons 'n nuwe verbond om in te funksioneer. Hebreërs 8 vers 6. Hebreërs 8 vers 6. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Ek love daai statement. Hy sê die ou verbond was 'n goeie een. Hierdie een is beter. Die ou ene, it was good. En dit was nodig. En dit moes so wees. En daar was uitdrukkings wat mense belyn het toe daar 'n gaping was tussen God en die mens. Daar is goed wat nodig was om te belyn, maar nou sê hy, nou dat die woord gekom het, deur die Seun het daar nuwe definisies gekom. En die ou verbond het verganklik geraak, ons gaan nou daarna kyk, en hy gee vir ons 'n nuwe een met beter beloftes. Hoor jy daai woorde? Beter beloftes. Dis wat daai skrif sê. Dis nie net die beloftes van wat was nie, hy gee vir ons 'n nuwe verbond met beter beloftes. Wat is beter aan hierdie nuwe beloftes? 1, dat die beloftes en die wette nie meer geskryf is iewers op 'n tablet en ek moet iewers heen gaan om dit te kry nie, dis op my hart gegraveer. Ek het dit aan my binnekant. En wat maak dit beter? Dis persoonlik. Dis God wat kom en sê die uitdrukking van my heerlikheid lê nie net iewers in 'n spasie en op 'n stuk blok of op 'n stuk papier nie. Die heerlikheid en die definisie van waarmee ek met jou te doen wil hê, lê in 'n persoonlike engagement. Dis op jou hart. Ek wil hê jou hart moet met my hart resoneer. Ek wil hê dit wat in my hart is, moet uitdrukking vind in jou hart. Dis God wat kom en sê hierdie beloftes is veel beter, want dit gaan nie oor die werke wat jy nou gedoen het om getrou te wees aan dit nie, dis die ontdekking, alles het my kom transformeer, alles het my kom nuut maak, ek het 'n nuwe verwysing, ek het 'n nuwe definisie, ek het 'n nuwe uitdrukking. Sy woord is op my hart. Dit maak dit beter, want nou het ons die Heilige Gees wat ons lei in hierdie proses, en hy word vir jou en my gegee om ons te herinner aan elke belofte wat die Vader gemaak het. En nou kan ek en jy op 'n plek wees waar die vyand jou wil kom aanval met allerlei leuns, en die Heilige Gees is daar om vir my te stry en te sê, onthou die woord van God wat in jou hart gegraveer is. Moet dit nie gaan soek iewers nie, dis klaar hier aan jou binnekant. Just live it. Dis beter, want in elke opsig het ek en jy die belofte waarby ons ingesluit is en nie buite kan staan nie. Dis nie net vir 'n sekere groepering nie. Elkeen is ingesluit. En dan sê hy vir ons in vers 10, wat hierdie verbond behels. Hy sê, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. As hy in hierdie konteks sê die huis van Israel, dan is dit belangrik dat hy sê huis. En hy sê, het nou nuwe mense deel van die huis geraak. Hierdie gaan nie net oor die volk Israel nie, hierdie gaan oor die huis. Almal wat in die huis ingenooi is. Almal wat deel is nou van die verbond. Hy het nou 'n nuwe verbond gesluit met die mens wat glo in hom. Spreek die Here, ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe. Hoor gou net daai gedeelte waar hy sê, want ons, soos ek nou oor gesels het, ons praat baie maklik net oor die hart. Maar hy sê, ek het dit in jou verstand ook gegee. Met ander woorde, dit waaroor jy dink moet wees in die verbond en die wette en die uitsprake en die gerigte van die Here. My gedagtes word beïnvloed deur hierdie ding. Dis nie net iets wat ek gaan soek hier aan my binnekant en my hele wese word beïnvloed deur dit. Hy het dit vir my gegee in my verstand en op my hart geskrywe, en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken, groot en klein onder hulle. Dis hoekom ons 'n kids ministry het, wat nie net kinders besig hou daarbo nie, maar wat besig is om woord te gee. Wat besig is om hulle groot te maak, want hulle ken die Here. Dis nie 'n ontdekking net vir sekere gelowiges nie. Groot en klein sal hom ken. Ek is nog steeds by daai woord wat ek 'n paar jaar terug gekry het. Iewers along the line gaan die kinders op hierdie verhoog staan en preek. En sê ek het 'n woord van die Here.
Ek het iets ontvang, die gemeente moet dit hoor, groot en klein. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. En hy sê 'n nuwe verbond het hy die eerste, en as hy sê 'n nuwe verbond het hy die eerste oud gemaak. En wat oud word en verouder is naby die verdwyning. So wat beteken daai laaste deel? As hy sê die oud is nou verouder en verdwyn, beteken dit die Ou Testament is nie meer wettig nie of is nie meer geldig nie? Dis nie wat hy sê nie. Hy sê net hierdie nuwe verbond het die ou ene nuut gemaak. So nou kan ek nie die Ou Testament net lees sonder die begrip van die Nuwe Testament nie, van die nuwe verbond nie. As ek te doen het met die oud, het ek nodig om te verstaan wat die inhoud van die nuut is. As ek te doen het met die oud, het ek nodig om te verstaan wat die uitkoms van die nuut is. En dis hoekom Jesus vir hulle sê, daar is geskrywe of julle het gehoor, die of daai of die volgende, maar nou sê ek vir julle. Dis nie net 'n verstaan van die letter nie. Die letter gaan jou doodmaak. Die gees maak dit lewend. En nou sê hy, hier's die ontdekking vir jou en my. Kan ons altyd op die plek wees waar ons toelaat dat hierdie nuwe verbond ons die definisie en die verwysing gee van alles anders wat ons verder gaan interpreteer. Alles wys na hom toe. Alles gaan oor hom. Worship team, julle kan my join hier voor. Elke deel van dit wat opgeskryf is, die uitnemende grootheid van die Here, die almag van Jesus Christus, lê in die definisie waar ek en jy die ontdekking maak dat hy is die bron van alles. En ons weet dit. Dis iets wat ons al oor preek elke keer wat ons omtrent by mekaar is. Dis iets wat jy al gehoor het van jy klein is. Hy is die bron en die skepper van alles. Maar daar's 'n ontdekking om te maak. Daar's 'n openbaring wat moet kom. Hy is die instandhouder van alles. Hy is die een wat alles onderhou met 'n woord. En wanneer ek nie weet wat daai woord is nie, mis ek dalk waarmee hy besig is in hierdie dag. Daar's 'n ontdekking om te maak dat wanneer ek te doen het met sy almag, dan nooi hy my in die spasie van hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader en hy het in majesteit die koninkryk kom definieer waarbinne ek en jy die ontdekking maak dat elke gesag is onderhewig aan hierdie troon. En wanneer ek en jy te doen het dan met die openbaring van sy uitnemende grootheid, is daar 'n postuur van aanbidding waarmee ek na hom toe gaan, wat maak dat ek 'n definisie kry van die almag van Christus elke keer wat ek met hom te doen het. Elke keer wat ek bid, elke keer wat ek met omstandighede te doen het wat groter is as ek. Elke keer wat ek met omstandighede en siektes en definisies te doen het wat ek nie kan verstaan verder nie en wat ek nie voor begrip het nie. En wat ek moet soebat en smeek voor Here, help my net uit hierdie ding, is daar 'n ontdekking elke keer om te maak. Hy is die uitnemende grootheid van God. Hy is die uitstraling van sy heerlikheid. Hy is die ewebeeld. Uit hom is alles gemaak en in 'n woord hou hy alles bymekaar soos wat hy dit geskep het. Elke keer het ek nodig om myself te herinner aan daai definisie, want dit gee vir my 'n perspektief van hy is groter as my situasie. En hy's groter as my omstandigheid. Hy's groter as my krisis. Hy's groter as my definisie. Hy's groter selfs as die verwagting van my uitkoms. En as die uitkoms nie lyk soos myne nie, en waarvoor ek vertrou het nie, kom ek nog steeds terug en sê, Here, al lyk dit nie soos wat ek gedink het dit moet lyk nie, U is die uitnemende grootheid. Ek is onderdanig aan U woord. En in 'n oomblik kan hy spreek en alles verander. In 'n oomblik kan hy spreek en hy skep die omgewing van beskerming in 'n omgewing onmiddellik. En ek het so beleef hoe daar mense is vanoggend. Ek het eintlik nog Vrydag het ek gevoel ons gaan net 'n persoonlike tyd hê, maar ek voel so hoe die Here 'n spesifieke ding wil doen. Om 'n omgewing te skep van beskerming. En ek wil jou vra om vir 'n oomblik jou oë te sluit waar jy is. Of jy aanlyn kyk en of jy hier is in hierdie plek. As jy vanoggend in hierdie plek sit en jy voel
broos. Jy voel onstabiel in jou emosies, in jou lewe. Jy het 'n stuk onsekerheid waarmee jy eintlik vanoggend nog hiernatoe gekom het. Ek het so beleef hoe die Here vir jou wil attent maak op 'n magswoord wat vir jou 'n omgewing skep om in te beweeg. Ek het so beleef hoe Jesus Christus, die Almagtige, wil inspreek in jou spesifieke situasie in. En as jy vanoggend in hierdie plek is en jy sê vandag, Here, kom spreek 'n omgewing waarbinne ek funksioneer. Kom spreek vandag vir my 'n nuwe woord. Kom maak my attent eintlik op die woord wat U klaar gespreek het vir die dag, vir die week, vir my lewe, vir die uitkomste, vir dit wat my so onderdruk in hierdie oomblik. Here, wat is U magswoord wat my kom onderhou? As dit jy is in hierdie oomblik, wil jy nie vir 'n oomblik jou hand in die lug steek daar waar jy is nie. As jy hom opgesteek het, jy kan hom weer laat sak, jy hoef hom nie daar te hou nie. Here, dankie dat ons U kan vertrou vir 'n spesifieke, direkte uitspraak van U krag. Dankie Here dat ons nie net op 'n algemene woord gaan nie. Dat ons nie net gaan op 'n uitdrukking van gister nie, maar dat U vandag iets nuuts kom definieer vir elke individu wat dit nodig het. Here, ek bid vir 'n openbaring nou in hierdie oomblik. Ek bid Here vir geestesoë wat oopgaan en skielik 'n nuwe definisie sien. Ek bid Here dat soos wat hulle hier sit en 'n uitdrukking gemaak het, 'n hand opgesteek het, wat gesê het, Here, help my, Here, kom wys vir my, Here, kom spreek in my situasie in, kom wys vir my die omgewing wat U geskep het waarbinne ek funksioneer. Here, dankie dat ons U kan vertrou in hierdie oomblik, nie net vir die definisie van dit nie, maar vir die onmiddellike belewenis van dit. Dis my realiteit. Dis nie net iets wat nog in wording kom nie, dis iets wat U klaar gespreek het vir hierdie oomblik. Here, dankie dat dit tasbaar raak, nie net in die gees nie, maar in ons realiteit hier. Dankie dat die primêre definisie en funksionering van ons wêreld, die fundamentele waarheid van ons bestaan, is nie materialisties nie, maar is U. En daarom, Here, vertrou ons U vir die uitdrukking in ons materialistiese wêreld. U is die uitnemende grootheid van alles. U is die naam bo elke naam. U is die woord wat vas is. U is die finale opinie. U is die gewig agter alles. Here, U is die uitspraak wat vir ons die fondasie kom lê, en vanoggend kom ons net wat 'n begeerte het om te sê, Here, skep vir my die omgewing. Dankie Here dat ons dit kan sien soos 'n sirkel van guns. Here, en waar ons in hierdie sirkel van guns is dit nie noodwendig net gunstige dinge wat gebeur nie, maar is volgens die uitdrukking wat U daarvoor bestem. Alles sal gunstig uitwerk volgens U woord. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen en amen. Ek wil jou vra om saam met my te staan in hierdie oomblik, en ons gaan afsluit met 'n lied. En soos wat ons die Here aanbid vanoggend, wil ek jou eintlik vra, sal jy persoonlike tyd vat? As jy nie nou saam sing nie, is dit eintlik goed. Die worship team gaan ons lei, hulle gaan sing. Maar as jy vir 'n oomblik 'n persoonlike tyd kan vat, en vanoggend dalk net kan intap, en sê, Here, kom bevestig vanoggend wat U wil doen deur my. Kom bevestig vanoggend wat U oor my lewe spreek. Here, ek weet dalk wat U woord is, Here, maar kom bring bevestiging, kom wys vir my, kom maak dit vas in my hart, kom maak dit in 'n oortuiging binne in my lewe, kom bring dit, Here, tot gehoorsaamheid, my hele verstand en my hart tot gehoorsaamheid aan U stem en aan U woord,
Elke gedagte word gevange geneem tot gehoorsaamheid aan U. Niks sal insyfer wat nie U hoort nie. Niks sal deel raak van die besluitnemingsproses wat nie moet deel wees nie. Niks sal uitdrukking vind in my werksplek of my huwelik of my omgewing wat U nie bestem het daarvoor nie. Here, dankie dat ek U kan vertrou vir 'n persoonlike, direkte antwoord op elke situasie. En ek wil jou net nooi vir 'n oomblik, kom ons aanbid Hom met daai perspektief.